Goeiemôre aan elkeen. Baie welkom in die besonder aan elkeen wat vanoggend hier is. Dit is baie lekker om saam met u vanoggend hier te wees. Ook baie welkom broers en susters aan diegene wat online inskakel. Daar's 'n klompie van ons gemeentelede wat ek weet partykeer ver is of iets nog steeds vir ons gesê het, hulle wil graag aanlyn inskakel. En dit is hoekom ons regtig baie hard werk daaraan om ons klank eintlik veral op ons Facebook live te verbeter het, wat ons regtig baie goed regkry, dink ek op hierdie stadium. So net 'n groot dankie aan ons klankspan daarbo. Jy weet, partykeer sien u net die bord is daar en 'n klomp goed gebeur, maar ons regtig gespan wat partykeer sweet agter die skerms om hierdie goed te maak werk. En partykeer rondhardloop wat ons nie van sien of van bewus is eers nie. So baie dankie vir julle Lizette, die Angelis nie vanoggend hier nie, maar Zandrey, Jondra, julle almal wat deel is van ons klankspan. Ook 'n ongelooflike baie dankie vir julle aanhoudende werk om ook ons uitsendings en ons aanlyn klank te verbeter. Ons waardeer julle ook opreg. Broers en susters, as jy kan sien, daar's 'n paar kaartjies wat weer eens in ons banke beland het, wat mense vir ons ingevul het, en ons doen tog 'n versoek. As u dalk 'n kaartjie invul, moet hom asseblief nie die bank los nie, dit kom eers 'n paar weke later uiteindelik by ons aan. So as jy 'n kaartjie invul, gooi hom asseblief vir ons in die diaken se sakkie, en dan kan ons in daai eerskomende week aandag gee daaraan. So daar's nuwe intrekkerskaartjies, as ek nou so vinnig gaan kyk, is hier iemand wat vanoggend vir die eerste keer by Suidoos kuier. As jy dalk te skaam is om jou hand op te steek, daar's 'n nuwe intrekkerkaartjie, so as jy nie is, vul dit vir ons in. Daar's 'n lidmaatkaartjie en 'n besoekerkaartjie. Ons ontvang graag terugvoer, of as jy besonderhede verander of ietsiekie, vul dit ook vir ons op daardie kaartjie in, en sê dit vir ons op die kommentaar dateer op, sodat ons dit op die sisteem kan opdateer. Maar asseblief, moet dit nie die banke los nie, gooi dit vir ons asseblief somme in die diakensakkie, wanneer jy uitbeweeg. Broers en susters ook, jy sal sien, ons kinders se inleerprentjies is agter in die kerk, so as ons kinders dalk 'n inleerprentjie gemis het, julle is baie welkom, daar's agter in die kerk inleerprentjies op 'n Sondag, julle is baie meer as welkom. En die gedagte daarmee is, ouers, die inkleerprentjie is nie net sommer daar om ons kinders net besig te hou of stil te hou in die erediens nie. Dit ook ja. Maar uiteindelik sluit ons prentjie aan by 'n tema of die teksgedeelte van ons prediking. So die gedagte is, liewe ouers, dat jy dalk dit as 'n gesprekspunt hierna kan hê met jou kinders, iewers te praat oor die preek. Ons weet partykeer is ons preke ook so, dat ons kinders nie altyd alles mooi verstaan nie, so maar ons prentjie sluit altyd aan by iets van die erediens. So ons hou hulle besig met iets van die erediens en 'n gesprekpunt vir jou as ouer, om dan met jou kinders bietjie te praat oor wat in die erediens gebeur het, of wat in die preek gebeur het, en waaroor daai prentjie gaan, wat hulle uiteindelik ingekleer het tydens die erediens. En so ons kinders is baie welkom, neem 'n prentjie, kleer hom in, en gesels met jou ma en jou pa ook na die diens daaroor. Na die erediens het ons 'n baie kort gemeentevergadering, waarvoor ek vir u vra om te bly sit. Dit gaan oor ons begroting en die goedkeuring van ons begroting, maar ons gaan ook ons kategete en ons kinders alreeds 'n geleentheid gee om voor die vergadering uit te beweeg. Al die kinders moet mekaar dan asseblief in die graad 4 tot 7 lokaal hier onder kry, waar die kategete julle dan ook daar kry. Dit is lekker roomhuis, en ons is hard aan die oefen vir ons oupa en ouma dag. So skryf dit nou in julle dagboek, net as jy nog nie gedoen het nie, oupa en ouma dag, Sondag die 13de April, dan ook hier by die kerk. Let asseblief daarop, broers en susters, die kerkkantoor gaan Woensdag gesluit wees. Die kerkkantoor is Woensdag gesluit. Ons is besig om oor te skuif in ons finansiële sisteem na Sage 1, en ons het Sage 1 opleiding Woensdag. So let asseblief daarop, die kerkkantoor is Woensdag gesluit as gevolg van Sage 1 opleiding, wat die synodale kantoor dan ook kon doen.
Ons het meegevoel hierdie week, broers en susters, met Tannie Dirkie, met Edwin en Jessica Nodie en hulle familie met die afsterwe van Helga. Haar roudiens is eerskomende Dinsdag 11:00 hier vanuit ons gemeente. Ons het ook besluit om voort te gaan met ons hamburger verkope, broers en susters, Vrydag die 28ste Maart. Vanaf 10:00 tot 5:00 het ons heerlike hamburgers te koop. En ons wil graag vir u vra en ondersteun ons asseblief ook daarin. Die hamburgers kan bestel word. Daar's 200 hamburgers beskikbaar. So u kan u bestellings plaas asseblief voor Dinsdag die 25ste. Dinsdag die 25ste vir ons hamburgers. En u kan dit bestel by die kantoor of by oom Milton McKenzie. Nou vir die van u wat nie vir oom Milton ken nie, hy sit hier voor, links in die kerk, hier lag hy vir my, maar ons sal sy nommer vir u uitstuur ook. Daar moet nog uitstuur gaan op die afkondigings, maar jy kan dit op WhatsApp by oom Milton ook bespreek of by die kerkkantoor. So help ons asseblief, ons mikpunt, ons wil graag 200 hamburgers verkoop, dis R40 'n hamburger, en dit gaan regtig baie lekker wees. So Vrydag die 28ste, bestellings kan afgehaal word vanaf 10:00 tot en met 5:00 hier by die kantoor. Daar is ook weer navraag, die hoenders is terug vir die waterverkope. Die hoenders het hierdie keer so klein bietjie minder uitgeslag, so om en by 1,7 kg, maar daar is organiese plaashoenders te koop by die water, en hierdie ronde teen R100 'n hoender. So omdat hulle so klein bietjie kleiner is, so klein bietjie goedkoper, so jy is welkom om by die waterverkope hoenders, plaas organiese hoenders dan ook te koop. Broers en susters, jy weet ook dat ons graag 'n mikpunt vir ons gestel het, waar ons graag R40,000 wil insamel voor ons bazaar, om ons kontantvloei in my maand so bietjie te vergemaklik, om die aankope van die bazaar te doen. Verlede week het die diakens kaartjies uitgedeel, bestanddele kaartjies uitgedeel. As jy dalk eerder in die vorm van 'n bestanddeel vir ons 'n donasie wil maak, daar is bestanddele kaartjies wat ons benodig. Andersins kan u vir ons help deur 'n kontant donasie te maak, en u kan as u EFT u verwysing bazaar maak, of selfs 'n kontant inbetaling doen by die kantoor met dieselfde verwysing. So baie dankie dat ons weer ons op u kan staat maak, dankie dat ons die vrymoedigheid het om te kan vra, en ons kan weet dat ons ook altyd deur ons gemeente ondersteun word daarmee. Broers en susters, ons doen ook voorbinding in spesifiek vir almal wat siek is. Jy sal sien daar's 'n klompie mense wat ons bewus is, wat al reeds by die huis is na operasies, waarvoor ons baie dankbaar is, maar ons doen ook voorbinding vir hulle, dat hulle ook op hierdie manier sal herstel, of wat die Here vir hulle sal gee wat nodig is, met hulle gesondheid. Dit is al ons afkondigings wat ek vir ons wil uitlig. Ons gaan ons erediens begin vanoggend met 'n toetrede gesang. Gesang 518, voel jy soms of die Here te ver is, waarna jy kan bly staan vir die fotum en die seën. Amen.
Ons lees in Psalm 27. Die Here is my lig en my redding, vir wie sal ek vrees? Die Here is die toevlug van my lewe, vir wie sal ek bang wees? Hy steek my weg in sy skuiling op 'n dag van onheil. Hy verberg my in die beskutting van sy tent. Hy tel my hoog op 'n rots, en daarom is my kop hoog bo my vyande. Ek wil met uitroepe van vreugde offers bring in sy tent, en ek wil sing, ek wil die lof van die Here besing. Vrede vir julle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, die enigste, drie-enige God. Amen. Broers en susters, lydenstyd gee vir ons eintlik 'n kykie na wat in God se hart aangaan. Daar is eintlik niks koud en klinies aan die kruis nie. God is nie 'n God wat uiteindelik een kan staan en ons situasie bekyk en dan met die beste plan eintlik na vorendag kom nie. God weet ons worstel ook met liefde, met getrouheid, met teleurstellings en met hartseer. Maar vanuit hierdie verhouding kies God om deur sy seun iets uiteindelik vir ons van sy hart te wys.
eintlik om homself vir ons te gee, as die grootste teken van 'n hart wat op sy skepping gerig is. En in lydenstyd word ons keer op keer eintlik herinner aan die verbond wat God met mense sluit. 'n Verbond wat sy beloftes uiteindelik inhou, waaraan ons keer op keer herinner word, ook deur die doop en deur die nagmaal wat ons hier saam met mekaar uiteindelik ook vier. Sy beloftes aan ons, wat ons juist deur tekens keer op keer herinner word aan. En daarom is die doopvond ook hier voor, hy staan nou 'n bietjie agter vanoggend, hy moes so 'n bietjie vorentoe gestaan het, maar daarom is die doopvond ook in ons liturgiese ruimte, om ons keer op keer te herinner aan 'n belofte wat God maak. En ons dan kan keer op keer bely en herinner dat ons een met Christus is. Dat ons uiteindelik saam met God gesterf het en opstaan. Die doopvond wat ons herinner dat ons vergewe word en ons gereinig word. En ons opgeroep word om uiteindelik as kinders van Christus te leef. Dat die Heilige Gees by en met ons is. Ons versterk, ons bemoedig en ons troos. En dat ons uiteindelik deel word van 'n liggaam van Christus met een kerk, waar ons ook hierdie geloof kan uitleef. Ons word daaraan herinner dat ons kinders van God is, wat eintlik in hierdie wêreld, maar ook na 'n nuwe wêreld op pad is. En dan kan ons nie anders as om te bely dat ons in hom glo, dat hy vir ons gesterf het, maar dat hy ook uiteindelik opgestaan het uit die dood, dat hy keer op keer tekens deur die nagmaal en die doop ons herinner dat hy ons verlos, dat die Heilige Gees by ons is, en dat ons uiteindelik daardeur deur sy verhouding met ons en deur ons geloof in hom deel kan hê aan die ewige lewe. En deel as hierdie belydenis, broers en susters, kan ons vanoggend ook sing. Ons sing vanoggend terwyl ons so sit, deel van hierdie belydenis, Gesang 292, vers 1 en 2. Vanoggend se teksgedeelte kom uit Genesis 15 uit. Genesis 15 en ons gaan vers 1 tot en met vers 20 vanoggend saam met mekaar lees. Die Here sluit 'n verbond
met Abraham. Hierna die woord van die Here in 'n gesig tot Abraham gekom. Moenie bang wees nie, Abraham. Ek beskerm jou. Jou beloning sal baie groot wees. Toe sê Abraham, Here my God, wat kan U vir my gee? Ek sal kinderloos sterf, en Eliezer, die man uit Damaskus, sal my besittings kry. Abraham het verder gesê, U het nie vir my 'n nageslag gegee nie. 'n slaaf uit my huis sal my erfgenaam wees. Maar die woord van die Here het tot Abraham gekom. Daardie een sal nie jou erfgenaam wees nie. Een wat jou eie nageslag is, hy sal jou erfgenaam wees. Toe het die Here vir Abraham buitentoe laat gaan en vir hom gesê, kyk op na die hemel en tel die sterre as jy kan. Verder sê die Here vir hom, so baie sal jou nageslag wees. Abraham het toe in die Here geglo en die Here het dit goed gevind dat Abraham so volgens die wil van die Here gehandel het. Hy het vir Abraham gesê, ek is die Here wat jou uit Ur van die Galdeërs laat wegtrek het om hierdie land aan jou te gee as jou besitting. Maar Abraham vra, hoe sal ek weet dat ek dit sal besit, Here my God? Toe beveel die Here hom, bring vir my 'n vers, 'n bok en 'n skaapram, almal 3 jaar oud, en 'n tortelduif en 'n jong duif. Abraham het dit alles vir die Here gebring en dit middeldeur gesny. Hy het elke helfte teenoor die ander helfte neergesit. Die voëls het hy nie verdeel nie. Die roofvoëls het op die karkasse begin toesak, maar Abraham het hulle weggejaag. Teen sononder het 'n diep slaap Abraham oorval. Angs, 'n groot donkerte het hom oorweldig. Toe sê die Here vir Abraham, weet beslis dat jou nageslag vreemdelinge sal wees in 'n land wat nie aan hulle behoort nie. Daar sal hulle slawe wees en onderdruk word, 400 jaar lank. Maar ek sal die nasie straf wat van jou nageslag slawe maak, en dan sal hulle met baie besittings wegtrek. Jy sal in vrede sterf en op 'n hoë ouderdom begrawe word. Die 4de geslag na jou sal hiernatoe terugkom. Dan eers sal die ongeregtigheid van die Amoriete sy volle maat bereik het. Toe die son ondergegaan het en dit donker was, gaan daar skielik 'n oond wat rook en 'n fakkel wat brand tussen die stukke vleis deur. Op daardie dag het die Here 'n verbond gesluit met Abraham en vir hom gesê, aan jou nageslag gee ek hierdie land, van Egipte spruit af tot by die Efraat, die groot rivier, die land van die Keniete, die Kenesiete en die Kadmoniete, die Hetiete, die Feresiete en die Rafahiete. Tot sover ons skriflesing. Broers en susters, wat laat 'n mens twyfel? En as ons hier praat van twyfel, dan is dit nie net eintlik sommer 'n wonder nie. Wat laat 'n mens regtig ernstig twyfel? Wat laat 'n mens diepgrypend en selfs lewensontwrigtend twyfel dat dit wat hulle op gehoop het,
En dit wat hulle op 'n manier geglo het, met hulle sal gebeur, of in hulle lewens sal waar word. Wat laat 'n mens eintlik so twyfel of dit regtig werklik sal gebeur? Wat is die dinge in 'n mens se lewe wat maak dat twyfel en onsekerheid eintlik later ook wanhoop onkeerbaar in 'n mens se lewe inkom? Wat laat dit so posvat in 'n mens se lewe dat hulle later selfs eintlik nie kan keer om dit hardop teen ander uit te spreek? Selfs teenoor mense wat eintlik positief jou probeer bemoedig en te verseker dat dinge uiteindelik ook weer sal regkom nie. As 'n mens gaan kyk en 'n mens gaan praat met mense, is daar klaarblyklik 'n klomp redes dat hierdie ernstige twyfel in jou lewe inkom. En ek dink die oorsake van twyfel kan verrassende antwoorde oplewer. Maar as ons doodgewoon eintlik die teks van Genesis 15 gaan gebruik as hulpmiddel om hierdie soort vrae te beantwoord, dan is daar ook in hierdie gedeelte vir ons oorsake oor hoekom mense so begin twyfel. Want jy sien, in vers 2 en 8 van ons gedeelte wat ons saam gelees het, kan Abraham hom net nie meer self keer nie. Abraham kan hom nie meer inhou nie. En Abraham se twyfel en sy onsekerheid sien ons duidelik wanneer hy die Here antwoord op sy beloftes en sy versekerings. Want hy vra in hierdie gedeelte, Here, wat kan U tog vir my gee? En dan vra hy ook, Here, hoe sal ek weet dat dit wat U sê regtig vir my gegee sal word? Hoe sal ek dit besit? En broers en susters, in 'n oomblik kan ons onmiddellik vra, maar hoe het Abraham op daardie vraag gekom? Hoe het Abraham op daardie punt gekom, wat hy eintlik so twyfel in die Here, dat hy vir die Here vra? Maar Here, hoe gaan ek regtig weet? Hoekom is Abraham so sinies? Wat het hom so twyfel in die Here, wat hy eintlik weet vir hom sorg? Ek dink die teks gee vir ons ook 'n paar leidrade oor hoekom Abraham op hierdie punt is waar hy is. Die eerste leidraad wat ons kry en hoekom Abraham so in die Here se werk begin twyfel, is die verwysing na sy kinderloosheid. Nog steeds 'n klomp jare na die aanvanklike belofte van die Here, vroeër in Genesis 12, is Abraham sonder kinders. Is hy sonder 'n nageslag. En in daardie oomblik het die realiteit van sy omstandighede vir hom 'n werklikheid geword. 'n Ouer man, besig om bejaard te word. Iemand wie sy beloftes oor jare nie deur die Here nagekom is nie. 'n Punt waar Abraham begin vra het, gaan dit werklik nog vir my gebeur? Broers en susters, 'n mens begin twyfel wanneer die werklikheid vir hulle net te waar word om te ignoreer. 'n Mens begin twyfel wanneer die realiteit waarin jy jouself bevind net te waar en te oorweldigend word om dit totaal en al te ignoreer. 'n
tweede leidraad is die verskuilde aanklag van Abraham. U het nie vir my hierdie nageslag gegee nie. U het nie gedoen alreeds wat u vir my beloof het nie. Hoe kan ek dan glo dat dit wat u hier beloof, dit wat u hier sê vir my waar sal word? Abraham het op daardie punt geen konkrete bewyse gehad dat dit wat God beloof regtig waar word nie. En hy voel dikwels soos ek en jy voel. Ek dink hy voel dikwels soos ons voel dat wie iets beloof moet ten minste net iewerste dit begin wys. En ten minste dit wat jy beloof begin doen en begin gee. En dit het nog nie gebeur nie. Want broers en susters, ook soos ons, waar bewyse die hele tyd wegbly van leebeloftes, kom daar twyfel in. Kom daar 'n wonder in. Kom daar 'n aanvanklike, ek soek eers bewyse voordat ek verder gaan glo. Twyfel vat pos wanneer konkrete bewyse vir die geldigheid van 'n belofte afwesig bly. Die derde leidraad wat by die tweede rede vir Abraham se twyfel aansluit, kan ons uiteindelik ook indirek sien in hierdie teksgedeelte as daar verwys word na 400 jaar. 400 jaar in vers 13. En broers en susters, twyfel kruip in ons lewe as ons te lank moet wag. Twyfel kruip in wanneer ons te lank moet wag vir iets wat vir ons uiteindelik beloof word. Wanneer die voltooiing, wanneer die uitslag, wanneer die vervulling van dit wat vir ons beloof word, te lank afwesig bly, te lank nie gebeur nie, dan begin ons te twyfel. Maar die belangrikheid van hierdie boodskap in ons teks is egter nie om te probeer verstaan hoekom mense twyfel nie. Dit is nie om te probeer verstaan en te regverdig oor hoekom Abraham getwyfel het nie. Nee. Die belangrikheid van hierdie teksgedeelte wat ons saam gelees het vanoggend is uiteindelik eerder op hoe God gereageer het op hierdie twyfel. Hoe God gereageer het terwyl hy geweet het dat Abraham in hom twyfel. Wat maak God met mense wat twyfel? Wat maak God met mense wat hy weet onseker is, omdat ons nie onmiddellik konkrete antwoorde kry en juis as gevolg van dit begin twyfel in hom nie? Wat maak God met mense wat begin twyfel aan sy beloftes en sy woord en uiteindelik aan homself begin twyfel? Die verrassende van hierdie teksgedeelte wat ons vanoggend saam met mekaar gelees het, is dat God glad nie negatief reageer nie. God beklei nie daaroor nie. God vra nie vir Abraham, hoekom twyfel jy en ek het al reeds 'n klomp goed bewys nie. Inteendeel, reageer God oorweldigend positief. Wanneer hy agterkom, maar Abraham twyfel, en hy weet ook eintlik hoekom Abraham twyfel. Wanneer hy agterkom dat Abraham eintlik nie meer kan sien om aan sy woord en sy beloftes vas te hou nie, dan gaan God oor in 'n praktiese handeling. Dan doen God iets.
Hy verwyd nie vir Abraham nie. Hy word nie kwaad vir Abraham nie. Hy doen 2 praktiese dinge uiteindelik om iets vir Abraham te wys. In die eerste plek neem hy vir Abraham buitentoe. Hy wys vir hom die sterre en sê vir hom, tel die sterre as jy kan. Hy wys die heelal vir hom en wys vir hom iets groter eintlik waarvan Abraham deel is. En dan sluit God 'n verbond met Abraham. En dit moet ons hoor, broers en susters, nie anderste om dat Abraham 'n belofte aan God gemaak het nie, maar God sluit 'n verbond met Abraham. God oorweldig Abraham eintlik met die bewyse, konkrete bewyse van sy werk en sy almag. En hy gee vir hom 'n praktiese opdrag uiteindelik. Gaan berei jy hierdie verbondsluitingsritueel voor. Want ons gaan 'n verbond sluit. Volgens die gebruik van daardie tyd en volgens die gebruik van die verbondsgenote gaan hulle dit uiteindelik deur middel van tekens doen. Tekens van vleis wat op daardie oomblik daarvoor hulle oopgelê het. Tekens wat eintlik iets prakties, iets sigbaar, iets konkreet vir Abraham wys van hierdie verbond wat God met hom sluit. Kry alles gereed, sê hy vir Abraham. Kry alles gereed dat jy kan sien dat ek tasbaar, dat ek sigbaar, dat ek eintlik hier teenwoordig is. Kry alles gereed sodat jy kan sien dat ek eintlik ook bedoel wat ek sê. Dat my beloftes vas en seker is. Kry alles reg en dan wag jy vir my. En broers en susters, ons kan net indink, weer eens, begin Abraham te twyfel. Hoe lank gaan hy moet wag? Gaan God welkom? Gaan dit gebeur? Hy het al hierdie voorbereiding gedoen en weer eens moet hy wag. Die oorblyfende ding wat dan gebeur is dat terwyl Abraham wag, hy aan die slaap raak. Terwyl Abraham wag dat God sal opdaag vir hierdie verbond, raak hy aan die slaap. En dan in sy slaap kom die Here. In sy slaap kom die Here aan vir die verbondsluiting. En in plaas daarvan dat God vir Abraham gaan wakker maak, doen die Here eintlik 'n wonderlike ding. Hy sê klaarblyklik in 'n droom weer aan Abraham dat sy beloftes uiteindelik waar sal wees. En terwyl hy nog slaap, loop God eintlik dan tussen hierdie konkrete stukke, hierdie vleis van daardie oomblik deur. En hy sluit van sy kant af hierdie verbond met Abraham. 'n Verbond waarvan Abraham op daardie oomblik nie deel is nie, maar 'n belofte wat hy maak. Iets waarvoor hy ten volle verantwoordelikheid aanvaar as God. 'n Verbond wat hy onderneem om in stand te hou. Want die Here het op 'n manier geweet, broers en susters, dat as hy hierdie verbond afhanklik sou maak van Abraham, daar weer op 'n stadium twyfel in Abraham se lewe gaan kom. Daar weer twyfel gaan kom of moet hy nie hierdie verbond met God sluit nie. Daar weer gebrokenheid in Abraham se trou gaan kom. En dit van Abraham afhanklik is dat daardie verbond môre en oormôre wanneer daai twyfel inkom in stukke sal lê. En daarom doen hy dit van sy kant af, alleen.
Want God alleen staan borg vir die waarheid van sy beloftes. Hy staan borg vir die goedheid van sy trou. Hy staan borg vir die standvastigheid van hierdie verbond. En dan teken hy as ware eintlik hierdie kontrak, hierdie verbond met sy bloed. Dan stap hy alleen hierdie lydenspad op pad Golgotha toe. Op pad Golgotha toe, waar hy uiteindelik hierdie verbond finaal met sy lewe, met sy bloed teken. Want God sê, met daardie verbond, met daardie belofte, wanneer mense aanhou om dit te breek, wanneer mense so twyfel in hulle harte kom en maak om daardie verbond te breek, dan sal hy dit finaal vir ons teken. Hierdie tekening wat bevestig dat hy telkens aan sy gemeente dit wys, partykeer deur 'n paar druppeltjies water, deur 'n broodjie en 'n wyn. Maar keer op keer waar hy ons herinner dat hierdie verbond wat hy met ons sluit op die kruis betaal is. En broers en susters, al kom daar twyfel in ons lewe, al wonder ons ook soms partykeer soos Abraham, Here, hoe gaan ek weet? Wys vir my. Dan kom lydenstyd en dit wys vir ons die kruis. Dit wys vir ons die kruis waar ons kan weet dat God se beloftes altyd waar is. God se verbond is altyd waar. Nie oor ons nie, maar oor wie hy is. Oor wie hy is en oor wie hierdie kruis en hierdie gebeurtenis van lydenstyd vir ons geword het. Al twyfel ons, al vra ons partykeer vir konkrete bewyse, sê God vir ons, ek het reeds dit betaal. Ek het dit reeds geteken. Hier is ek. Ek hou my beloftes. Broers en susters, wanneer twyfel binne in ons inkom, moet ons partykeer net ook vir die Here sê, Here, hier is ons. Wys ons weer dat U ons nie los nie. Maak dit vir ons konkreet. En ons kan weet, die prys is reeds betaal. Mag ons aan hierdie beloftes vashou. En wanneer ons begin twyfel, dood eenvoudig, partykeer net te besef, hier is 'n kruis. Hier is betaal. Hier is 'n belofte wat ek nie noodwendig nakom nie, maar 'n God wat nooit sy verbond met ons sal breek nie. Amen. Terwyl ons so sit en voordat ons saam sing, kom ons bid saam. Here, in ons eie lewe twyfel ons so baie kere. En ons maak soos Abraham. Here, ons vra vir konkrete bewyse. Want Here, ons raak ongeduldig. Ons lees ook in die Bybel van 'n tydperk, jare, Here, maande, wat daar gewag moes word op U tyd. En Here, wanneer U tyd nie vir ons vinnig genoeg aanbreek nie, dan raak ons ongeduldig en twyfel kom kruip in ons harte in. Ons begin vrae te vra en te wonder of U werklik besig is in ons lewe. Of U werklik lief is vir ons. Of daar werklik 'n plan is. Maar Here, dankie dat U ook eintlik op maniere soos die kruis en lydenstyd
soos waar ons partykeer ook deur die doop, deur die nagmaal kom herinner word, dat daardie beloftes werklik waar is. En Here, wanneer ons begin twyfel en begin vra rondom dit, moet ons eintlik net kom stil word. Stil word en die kruis raak sien. Stil word en hoor dat juis daar aan die kruis het U dit finaal geteken, dat U beloftes nooit verbreek nie. Leer ons, Here, om met geduld ons lewe ook so te leef, sodat ons stil sal word en sal wag en kan weet, terwyl ons so angstig wag, U steeds vir ons lief bly. U steeds ons vashou. U steeds ons hoop is. En Here, dankie dat U nog steeds vir ons 'n geloofsgemeenskap gegee het, wat juis ook U liefde sigbaar maak, op 'n konkrete wyse. Help ons, sodat vir ons verander, 'n gemeenskap kan wees, wat hulle sal bemoedig, sal versterk, sal moed en praat wanneer hulle moedeloos raak. Hulle sal herinner dat U juis ook vir ons lief is, dat U genade vir ons genoeg is. Want Here, U woord sê vir ons, wanneer ons swak is dit juis wanneer U sterk is. Wanneer ons wonder wie dra, dan is dit juis U versorgende hande wat ons vashou. Here, dankie dat ons dit in en deur mense se liefde en omgee vir ons ook kan sien. Ek bid, Here, vir ons eie gemeente, vir ons gemeentelede, dat ons ook hierdie liefde vir mekaar sal leef. Maar Here, ook hier in ons gemeente, waar ons baie keer twyfel, waar ons wonder, wil ons bid dat U ons mense se hande, se harte, ook gewillig maak om te sê, ja, hier is ons. Diensbaar vir U kerk. Maar Here, diensbaar nie eintlik net vir die gemeente nie. Diensbaar sodat ander iets van U in ons doen en later kan sien. Want so, Here, weet ons, daar waar twyfel is, kan ons hoop bring. Daar waar mense donker te sien, kan ons vir die stukkie lig wees. Daar waar hopeloosheid is, kan ons vir hoop bring. Want U is ons lig in die donker. Help dat ons ook verander dit in hierdie wêreld sal kan wees. Amen. Vanoggend se slotsang gesing ons gesang 308. Gesang 308 vers 1, 2 en 3, waarna u kan bly staan vir die seën. Na die seën sing ons gesang 505. Jesus, u gaan voor, ons volg in die spoor.
eintlik ons wil vra wat wanneer ons hier uitgaan, ons ook aan sy hand sal vashou. Ontvang die seën van die Here en gaan dan ook in vrede. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die kragvolle werking van die Heilige Gees by julle wees. Amen. Broers en susters, ek wil vra dat u vir 'n oomblik net sal bly sit vir ons goedkeuring van ons begroting. Ons gaan nou wel 'n oomblik gee vir die kattegete en die kattegese kinders. Julle kry